Die pas afgelope naweek het ons land weer iets beleef wat ons baie lanklaas beleef het. En dit was beerkrag gewees. Want vir ongeveer so 300 dae was daar ononderbroke elektrisiteit gewees en toe hierdie naweek toe word beerkrag weer ingestel. En toe moes ons weer van vooraf 'n nuwe ritme leer ken, 'n ritme wat ons baie lanklaas aan ons eie lywe gevoel het. En dit op dieselfde naweek, op dieselfde Sondag wil ek amper sê, waar die Christene, die gelowiges, reg oor die wêreld nagedink het oor wat dit beteken om die lig vir die wêreld te wees. Jesus sê dit so mooi in sy bergrede in Matteus 5 vers 14 tot 16, dat elkeen van ons die lig vir die wêreld is. En hy sê so mooi dat 'n lig eintlik nie ter wille van homself kan skyn nie. Dat 'n mens se lig eintlik op 'n hoë plek moet sit, sodat dit kan lig maak vir die wêreld rondom daardie lig. 'n Lig skyn met ander woorde nie op eie houtjie nie. 'n Lig is daar ter wille van ander en ten bate van ander. En die vraag wat ek dan wil vra is, hoe skyn ek en jy hierdie lig wat in ons harte geplaas het? Hoe is ek en jy die lig vir die wêreld? Wendell Berry probeer eintlik 'n antwoord op hierdie vraag gee. In 'n vroeëre oordenking het ek baie gepraat oor wie Wendell Berry is, maar hy het hierdie gewoonte om op 'n Sondag rustig te gaan raak op sy plaas en dan skryf hy neer wat die gewaarwordinge binne in sy hart is. En hy noem hierdie gewaarwordinge in die vorm van gedigte, noem hy sabbatsgedigte. En in een van hierdie sabbatsgedigte sê Wendell Berry dat ons alleenlik lewe omdat ons lief het en dat ons alleenlik kan lief hê omdat die Here daardie liefde in elkeen van ons harte geplaas het. En heel aan die einde van sy gedig dan vra hy vir die Here, Here, help my om hierdie kers teen die wind te dra. Uiteindelik probeer Wendell Berry sê dat elkeen van ons soos kersse in die wind is. En baie keer blaas die wind ons uit of dreig die wind om ons uit te blaas. En wat is daardie winde alles in ons lewe? Dit kan swaar kry wees, dit kan iets wees waarvoor ons so graag gehoop het en dit gebeur nie soos wat ons gehoop het, dit sal gebeur nie. Of leed kom oor ons pad, leed wat ons glad nie verwag het nie. Ons verloor iets of ons verloor iemand in die proses en dan sê ons dat die winde van die lewe net te swaar en te ondraaglik vir ons is. En dan dreig dit eintlik om hierdie kersse wat ek en jy is, hierdie ligte wat ek en jy is, uit te doof. Maar Wendell Berry erken in hierdie gedig van hom ietsie wat ek en jy al reeds weet. Ek en jy is nie kersse omdat ons dit vir onsself verklaar het nie. Ons is nie kersse omdat ons dit self so bewillig het nie. Ons kan alleenlik skyn omdat die Here dit vir ons moontlik gemaak het. Omdat hy my en jou tot kers verklaar het, tot lig vir die wêreld rondom ons. En daarom is my en jou gebed dieselfde gebed as wat Wendell Berry gebid het. Here, help hierdie kers om teen die wind gedra te kan word. Help hierdie kers se lig om nie uitgedoof te word nie, want hierdie lig is nie my lig nie. Dis uiteindelik u lig. Hemelvader, baie dankie dat elkeen van ons 'n lig vir hierdie wêreld kan wees. Vader, help ons om te besef dat daardie lig nie uit onsself uitkom nie. Dis nie ons wat so oulik was om hierdie ligte te laat skyn nie, maar dit is u wat die lig in elkeen van ons se lewens laat skyn het. En Vader, help ons en lei ons om hierdie kers wat ons is te dra wanneer die winde van die lewe dreig om ons uit te blaas. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag 'n tyd geneem het uit jou besige skedule om saam met my te kuier en mag jou kers gedra word deur die winde van die lewe.